Ek kan vir my opverwonder aan mense wat dinge versamel. Ek onthou so goed. Daar was 'n oom op Kanaven wat seels versamel het. Weet jy, my pappa het nog, ek onthou dit as ons briewe gekry het my pappa die seels uitgesny. Mens kon die seels iewers wegstuur, dan kry mens sente. Ek dink hy dit ek weet nie hoe nie, maar pappa het seels weggestuur. Hy het nooit 'n seël vermors nie. En dan vat hy ons na die oom toe een middag. Hoor hy daar tussen ons 5 susters, wie wil gaan en ek steek my hand op. Want ek is gefassineer oor iemand wat net een ding soek. Daai ding is hy so voorlief. Waar hy gaan soek hy daai ding. Nou die oom van die seels nou. Dit was in so 'n kamertjie, so 'n kleinerige kamertjie. En as 'n mens daar ingekom het jy amper gevoel, daar was so 'n kerkgevoel. Dat die oom sulke albums, dat hy hulle so oopgemaak. Jy mag nou niks vat nie, natuurlik nie. Jy kyk net, dan vertel hy vir jou, die seël is so oud en hy kom van daai land af en van hierdie seël is daar omtrent net 10 gemaak, so hy is bitterlik kosbaar. In die jare het ek nou al so, omdat met my so fascineer om nou te sien hoe die mense lyk wat dinge versamel, het ek met versamelaars te doen gehad. Ek kom op 'n vrou af wat teelepeltjies versamel. Nou ek meen, 'n teelepeltjie het ek nog nooit gedink aan 'n ding wat 'n mens kan versamel nie. Maar jy moet daai vrou se teelepeltjies sien. En dat ek altyd so gedink, klein tyd kon een van ons susters, ek kan nie lekker onthou wie nie, kon die teelepeltjies sê en dan sê tiewelietjie. En ek het na die vrou se tiewelietjies gekyk. Julle en ek is begeesterd daar weg. Ek sal nou nooit seels versamel nie, of teelepeltjies versamel nie. En toe wonder ek, maar wat sal ek nou versamel? Wat sal ek nou as jy die huisgenoot lees, dan lees jy van een wat vuurtjie boksies versamel, en die ander een versamel weer kookblikkies, of almal versamel, ek weet Jackie agter op Winterberg versamel ou goed, soos hy nou op 'n ou ding afkom, dan gaan jy in daai kamer in, en het daai selfe kerkgevoel, daai heilige gevoel, wat die ou goed, wat daai een wat dit versamel, die opwinding, wat daai een moet voel, sê nou maar jy, wat sal ek nou, ons is terug by die seels, sê nou maar ek soek daai seel wat uit Nederland uitkom, waarvan daar net 50 was, en daar is nie nou een beskikbaar nie, dan voel dit nou vir my soos 'n dagreis te perd, waarop ek nou sal gaan, dag in dag uit, om daai iets in die hande te kry, wat vir my so wonderlik sal wees, as ek dit in my hand het. Al hoe ek nou weet hoe dit nou sal voel, toe ek nou nog destyds met windhonde en Siamese katte geteel het, dan ek so, as ek nou moet begin liwe soek vir die klein diertjies wat na mense toe moet gaan, dan ek soos 'n versamelaar geraak. Dan hoor ek by die een, gaan jy nie sound toe, dan hoor ek by daai een, en ek sê vir daai een, as jy hoor van een, dan kom sê jy vir my, en so versprei die woord. Ek dink baie soos een wat nou daai kosbare seel soek, en toe net soek 'n lif vir 'n klein diertjie. En die opwinding, ek dink so baie, ons lewe nou in 'n tyd, waar ons dink, alles wat ons kort kan ons koop met geld. Al daai hartseer in die plekke in ons, wat jy wens, hierdie gat kan net volkom. Ja, partykeer kom dit vol deur 'n duur ding wat jy koop. Maar daai versamelaar voel vir my, slaan die spyker op die kop. Dis iets wat jou lank gaan fascineer. En elke keer as jy in 'n kamertjie kom, dan sien jy. Ek ken tot 'n man wat dinkie toys versamel. Hy het 'n hele kamer met die karretjies nog so in hulle boksies. En ek weet Jackie aan die ander kant het ook van hy dinkie toy karretjies. En as jy nou saam met so 'n versamelaar in sy heiligdom instap, dan sien jy hoe
gloei hulle van geluk. Van die ding wat hulle as ure lank raak, dan begin hulle dink, waar gaan hulle daai ding